ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 325. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Bedoelend, daar's nie 'n kerk nie, daar's nie 'n gebou nie, daar's nie 'n organisasie nie, daar's nie 'n denominasie nie, daar's niks nie. Ons is net 'n naam, waarby die mense ons kan herken. Want ons is nie deel van die Ja-beweging of the Sacred Name want ons hou nie die Sabbate en die feeste en die maande en besnydenis en al die ander goed nie. Ons funksioneer in die bonatuurlike geopenbaarde name, die antieke Hebreëse name, maar ons is nie aan die Torah vas nie. Verstaan ons dit? Ons beweeg in die genadebloed van Jaffa. So enige van my boeke benodig, ek dink spesifiek aan die mens, siel, gees, liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, kan jy ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste toe, https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, u so verskriklik welkom. Gaan na deel 1 wat u reeds 'n magdom inligting gemis. Dis ook nodig dat u inteken op die YouTube kanaal sodat u al die verskillende kennisgewings kan ontvang oor al die studies wat ons doen, ook die Engelse boodskappe wat ek doen. Stuur hierdie kontak vir die vriende en kennisses, almal wat jy lief is. Dis lewensveranderend, skryfblok, pen in 'n 33 of 'n 53 Bybel, uiters belangrik. Kom ons bid saam. Die woord sê, hoe wonderlik is dit, Vader Jaffa, wanneer broeties en sissies saam lewe. Jaffiste by mekaar kan kom om in die bonatuurlike woord geskool en geleer kan word. Dankie dat ons vanmôre met 'n gees van onderwerpenheid kan kom, waar ons onsself aan die woord wil onderwerp. Ek dink aan die skrif wat sê in Johannes 1:1, in die begin was die woord en die woord was by Jaffa en die woord was Jaffa en die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou soos van 'n eersgeborene. Daar in vers 5 dan sê hy dat die woord het die lig geword. Die lig wat in Genesis 1 vers 3 ontstaan het. Nie die son en die maan en die sterre nie. Dis eers in vers 16 en 17. Genesis 1, 16, 17. Maar die lig, Jaffa, wat die duisternis, die Satan en sy werke vernietig het. Dankie vanmôre, Vader, dat ons in hierdie bonatuurlike lig kan wandel en dat ons deel het aan die koninkryk van die lig. Ons is die kinders van die duisternis nie, maar ons wandel in die lig van geregtigheid. Sien die woord vanmôre, vul ons met die Ruach HaKodesh en kennis in die woord. Ons dankie in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa, halleluja, prys sy naam. Die Jaffiste sê halleluja, halleluja, al die Jaffiste, halleluja, wat 'n voorreg. Prys unto Jaffa. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir die weer 'n groot seën gaan wees. Ons leer elke dag uit die woord uit. Die boek Spreuke hoofstuk 19 vers 4. Hy sê, nou moet jy mooi luister, hy sê, goed bring baie vriende aan. Iemand het een keer gesê, as jy weet hoeveel vriende het jy, gaan sit in 'n hotel en gaan drink 'n paar drankies. Dan sê jy gou geword, al daai ouens wat daar sit, word hulle jou pelle. En die oomblik wanneer jy hulp nodig het,
is daar nie een van daai drinkpelle meer daar nie. Is almal weg. Hoekom? Hulle was net daar vir die geleentheid. Hulle was net daar vir die Engelse woord sê, they were there for the ride. Hulle was net daar om vir dit wat hulle uit dit kon uitkry. Ek sal onthou, ek dink dit was Woensdag wat ek gepraat het oor die gees van onderskeiding. Nou eerstens, ek kan nie die vrugte van die gees van onderskeiding wil gebruik waar ek in 'n hotel of by 'n bar op 'n sit en drink nie. Want as ek daar moet sit en drink, beteken ek het nie die gees van onderskeiding nie. Want dan sou ek nooit daar gewees het nie. Ek gebruik 'n metafoor om te verduidelik. Die gees van onderskeiding bring my op die plek waar ek en u ons vriende ken. Hulle wat sê hulle is ons boeties en ons sissies. Ons ken hulle. Hulle wat maak asof hulle Jafiste is. Ons moet hulle kan onderskei. En as ons hulle onderskei, moet ons hulle in die woord maan. En as hulle nie wil regkom nie, dan moet ons hulle vermy. Hoekom? Wel, dat hulle ons op nie aftrek waar hulle is nie. Die woord sê ons, is nie almal wat sê, Jaffa ons Elohim, Jaffa ons beester, wat my boetie en my sussie is nie. Is hulle wat die wil van die Vader doen. En wat is dit? Dis om in heiligmaking die lewenspad te stap, in die onderrigting van die bonatuurlike geopenbaarde woord. Om myself te kan onderwerp aan die gesag van die woord. Nie aan my gesag nie, ek is niks. Ek en Pastoor Rika is net die voorgangers. Ons bedien die liggaam van Yahshua reg oor die wêreld in die bonatuurlike name, in Engels en Afrikaans. Dis ons bediening, dis ons roeping. Totdat Yahshua vir ons kom haal, om huis toe te gaan. Dis wat ons wil doen. Maar sekere goed bring 'n klomp vriende aan. Dis soos 'n lig van 'n kers. Hy trek 'n mot, of 'n gewone lig trek 'n mot. Ons het baie plante in ons tuin. En ons het baie silvias. Verskillende kleure silvias. Daai blomme trek baie. So jy nie kan glo nie. En skoenlappers. Partykeer kom die skoenlapper verby gevlieg. As hy so gaan, dan sien jy hoe draai om, dan duik hy terug. Kom hy terug. Hy het die reuk gekry van die nektar van daai blomme. En dit is wat sonde doen ook. Sonde het 'n reuk. Het jy dit geweet? Die reuk van die sonde bring soos motte ouens na 'n kers toe. Wanneer ons in sonde sou lewe, dan sal ons vriende almal dieselfde tipe mense gewees het. Maar wanneer u in heiligmaking lewe en nie deel het van daai Vrydag aand brandewyn en 'n hotdog aand nie, en veel grappe en tyd verdryf nie, daai mense wil nie oor Yahshua gesels nie. So wat maak ek daar? Jy stel jouself in die gevaarposisie, soos 'n Samson van ouds, wat met die sonde gespeel het. En dit het sy oë gekos, eers sy hare, toe sy oë en toe sy lewe. Baie groet bring baie vriende aan, maar die arme persoon, sê in hakies, word deur sy vriende verlaat. Die arme ou. Almal wil die vername mense ken. Almal wil die vername mense ken.
Almal wil die vername mense uitvat vir ete. Wanneer laas het u iemand wat arm is genooi en sê, kom eet by ons. Kom eet Sondag by ons. Dis soos wat die woord sê daar in Jakobus hoofstuk 3, waar Jafashua praat van die ryk man en die boemelaar, die arme man. Hy sê, wanneer die ryk man instap in die diens in, dan neem julle hom in die voorste gestoeltes, jy gee hom die beste sitplek. Julle bied hom iets aan om te sit en drink en eet. En dan kom die boemelaar of die arme man, die tollenaar, dis die woord wat hy gebruik. Hy sê, wanneer hy aankom, want hy ruik nie so lekker nie, en hy lyk nie so lekker nie. Dan laat hulle nie voorlaas daai ryk ou gaan sit nie. Want wanneer daai ryk ou ingebring word, dan sien die pastoor nuwe tyres op sy kar, en hy sien 'n vakansie, en daai arm man wat hy sien, probleme. En waar sit hy hom? Die woord sê, hulle sit hom onder die trap. Die trap van die galery wat opgaan boontoe. Sit hom agter in die kerk. En daarom moet ek en u baie versigtig wees wanneer ons mense wil keer en nie keer nie. Dis soos die ou tannetjie en die ryk man wat gegaan het om te offer in die tempel. En toe stop hy daar met sy Lamborghini en sy slangveld skoene en sy goue chequeboek. En hy skryf daai cheque uit van 'n paar duisend rand en hy hou hom so dat die ink droog word. As die ink droog word nie, is almal moet sien en dan gooi hom in daar. En dan kom jy ou tannetjie met haar sakdoekie en sy het hom so toegeknoop dat sy vat 10 minute om daai knopies oop te maak. En dan gooi sy die varingkie. Nou julle jong mense weet nie eens wat 'n varingkie is nie. Dis die kleinste muntstuk wat ooit daar was in die Britse pondstelsel, 'n varingkie. Dan gooi die varingkie daarin. Penny, gooi hom daarin, varing. En dan vra Jafashua vir die disippels, wie die meeste gegee so? Jogg, daai ou wat met daai Lamborghini gestop het, en slangveld skoene en daai 3-piece suit en goue chequeboek en 'n goue pen, het jy gesien hoe waai hom, dat hy net die ink droog kry? Sê Jafashua, nee, daai tannetjie, daai ou weetjie weer, hoekom? Sê dan alles wat sy gehad het, ons het gesien, sy sukkel om as ou sakdoekie los te kry, en dit is net so 'n klein muntstukkie, sy het alles gegee. So wanneer ons 'n ding doen, moet ons dit nie doen met die doel, dat anders sien wat ons doen nie. En dis hoekom die Bybel sê, ons linkerhand moenie weet, wat ons regterhand doen nie. Ons is in 'n bediening ook, waar ons saai. Maar ons blaas nie 'n trompet as ons gesaai het nie. Ons doen dit asof dit nie eers gebeur het nie. En dis wanneer Jaffa seën. Wanneer ons saai, met die bedoeling dat dit saad sal dra. Want enige ou wat saad saai en nie verwagting het dat sy saad oes moet dra nie, die mors sy tyd. Maar dit word nie uitgebasyn op die hoeke van die strate en by die markte en die pleine nie. Hy sê, goed bring baie vriende aan, ons verstaan dit, maar die arme man word deur sy vriende verlaat. Hulle wil nie sy vriend wees nie. Daai vriende van die arme man wil eerder die ryk man se vriend wees. Dan dink ek aan die woord, en die woord sê, en ek het honger gehad, en jy het my nie gevoed nie. Ek was naak, en jy het my nie aangetrek nie. Hy sê, ek was in die tronk, jy het my nie besoek nie. Ek was siek, en jy het nie vir my iets gebring nie. Ek was koud, en jy het nie vir my 'n kombers gegee nie. Dan vra die disippels vir Jafashua, maar wanneer was u in die tronk? Wanneer was u naak gewees? Wanneer? Dan sê hy, wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen jy aan myself.
En dis hoekom my hart altyd uitgaan vir die mense wat in die bediening, selfs net bid vir die bediening. Selfs net bid. Ek weet nie hoekom dit is nie, maar November maand en Januarie maand kom ons deur 'n moeilike tyd in die bediening. Maar weet jy wat? Die woord sê dat Jaffa is ons sorg. Hy dra ons deur. En hy sê wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen jy aan myself. Kom ons gaan in hierdie naweek, ons is die hele naweek wat voor ons is, as Vader liewe en Sondagspaar, kom ons soek die beste geleentheid om die beste te wees vir die koninkryk van Jafashua. Tot maandag as Vader wil, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.